Vanoggend, dis 4 temas nou in 'n ry en julle weet ons doen Pinkster oor 4 Sondae. Van my kollegas het my ingelig oor Pinkster by hulle hierdie week en van die byeenkomste was tussen 8 en 10 mense wat bygewoon het en dan gesamentlike dienste met al die Afrikaans sprekendes in die omgewing, dan hardloop dit daarom so hier na 70 toe. So, die Here het nooit voorskrifte gegee hoe ons goed moet doen in die kerk nie, maar ons is hier om prakties te dink, wat is die beste? En dit is tog, almal wat hier sit, bereik 'n mens net soveel meer. So, baie welkom, en weet net dat by Suidkus en 'n hele paar ander gemeentes, doen ons dit al so vir 'n geruime tyd, bietjie anderste en met groot sukses. Ons begin vandag met 'n tema so psalms, en dis nie psalms wat verkeerd gespel het nie, dis die visse. Ken julle psalms? Wie kan dit bekostig om psalms te eet? Dis baie duur, nee. So psalms. Dan volgende Sondag, 'n baie spesiale, diep boodskap wat gekom uit daardie tema van Jona en die diepvis. Ek sien verskriklik baie uit na elkeen van hierdie. Dan die derde een is die triomf van oorgawe, die triomf van oorgee. En dan sluit ons af met die goddelike dans saam met 'n nagmaal. Dis ons temas hierdie jaar 2026 vir Pinkster. Net so inleidend 'n paar gedagtes wat julle op dieselfde bladsy kom as ek. Ons kry 2 soorte visse. Ons kry die visse van die vlakwater en ons kry die visse van die diepwater. En die visse van die vlakwater word nooit regtig groot nie. Interessant. Jy gaan na die diepsee toe vir die groot visse. En hierdie gedagtes wat 'n mens raak lees in jou voorbereiding, dit vorm 'n fondasie vir hierdie hele reeks. Ons is partykeer in ons geloofslewe dieselfde en niemand in 'n groot geloofsgemeenskap soos hierdie is op dieselfde vlak nie of dieselfde diepte nie. En my gebed is dat ons diepseevisse sal word. Dis lekker in die vlakwater, moet vir julle sê, is nogal lekker. Maar ons moet diepseevisse word. En dan wil ek net nog hierdie met julle deel. Die doel van Pinkster is hierdie 3 hoofdinge. Bemagtig vir diens, dis wat die Heilige Gees, wat Jesus vir ons nagelaat het, bemagtig elke lidmaat vir diens, nie net vir ons wat teoloë is, of kerkraad, of ander leiers is nie, die geboorte van die mooi kerk en eenheid en vernuwing. Dis oral waar die Heilige Gees bietjie roes en stof wil kom afstof in hierdie tyd. Maar bemagtig vir diens, toerusting en gehoorsaamheid. Geboorte van die mooi kerk, daai vreugdevol in pas te wees. Die Heilige Gees bring nie vir ons groot moeilikheid nie, julle mense, en veral die visse van die vlakwater, ongelukkig. Dit is waar ons baie keer moeilikheid optel. Maar die mooi kerk is gevul met die Heilige Gees en vreugdevol in pas, en dan eenheid. Die Here is Here van almal, en almal is ewe belangrik en ewe nodig. So, daar sê, ek sal dit elke week so bietjie herhaal, net om vir ons dan so bietjie Bybelskool ook te gee, saam met hierdie erediens, en nou kan ons, laat die Here vir ons groet, en ek wil dit vanoggend doen met 'n gebed. Handelinge 1 lees ons sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, om getuies te wees in hierdie wêreld, waar dit so moeilik is. Here, ek nooi hier uit om met u Gees ons harte oop en ontvanklik te maak, sodat ons hierdie getuies kan wees. Kom doen meer as 'n mens se stem en 'n mens se ore. Liewe gemeente, ek groet julle in die teenwoordigheid van Jesus Christus, sy hemelse Vader, ons hemelse Vader en
die werk en die krag van die Heilige Gees. Kom ons. Merkwaardige storie. Die Here praat met ons op 1000 verskillende maniere, maar lanklaas het iets met my so gepraat soos hierdie storie van hierdie psalms stroom op en hulle gee net nie op nie. Want om te oorleef moet hulle bo kan daardie strome kom. Hulle lewensiklus is so om en by 3 jaar wat dit vat. Hulle broei uit in die vlakwater en dan moet hulle in die diepsee kom. Hier in die diepsee word die psalms se heerlike smaak, dis een van die gesondste visse en vleis wat jy kan kry. As jy nou dink aan daai goeie soos omega-3 olies, almal wat so 'n bietjie hartprobleme het, sal hoor 'n dokter gaan jou sit op psalm dieet. Maar hierdie en ook hulle kleur word gekweek binne in die diepsee. En dan wanneer die tyd ryp is na om en by 3 jaar, onderneem hulle hierdie geweldige tog terug van letterlik duisende kilometers om in die vlakwater nie te gaan baljaar nie, maar te broei waar hulle oorsprong is, terug na hulle oorsprong toe. En daarna offer hulle self. Elke liewe psalm sterf. En op hierdie roete is daar nie net die weerstand van die water wat op hulle val nie. Daar's ook die voëls, die roofdiere, die beere veral wat toesak. Dis psalmtyd, dis so sardientjie tyd hier by ons aan die kus. Almal wil 'n hap van jou hê en hap. En ten spyte van die gevare, ten spyte van die goed wat jou wil vreet en knaag, hou hulle aan. Om en by 3% oorleef. En dan kan hulle weer voortplant. En as hulle dit klaar gedoen het, dan sterf hulle. Wat 'n enorme storie. Ek wil heel eers begin wat ek noem op 'n stroomgetuienis. 'n Stroomopgetuienis van Paulus in 2 Korintiërs 11 vers 22 tot 31. Ek lees dit en daar is dit ook op die skerm. Is bietjie klein, maar julle hoef nie te volg nie. Ek gaan dit vir julle mooi voorlees. Paulus getuig hier aan hierdie gemeente in Korinte. En ek noem dit 'n stroomopgetuienis. Hy skryf vir hulle 'n brief waar hy ook sê, julle moet ten spyte van die weerstande, die kerk wat nog altyd geroep word om stroom op te leef, julle moet vasbyt, kyk na my, ek het harder gewerk as enige een van julle, maar ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, en ek was dikwels in doodgevaar. 5 maal het ek die Jode se gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. En 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreek gelei. En 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Die diep see waar die psalm moet wees, sodat hy sy krag kan kry om vorentoe te beer. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op die see en gevare onder valsbroers. Daar was vir my harde werk en swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap, dikwels hongers en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, dan voel ek asof ek self ook swak is, en as iemand in sonde val, voel dit asof ek ook self deur vuur gaan. Maar as daar geroem moet word, sal ek roem, maar dan ook oor my swakhede. Die God en Vader van die Here Jesus weet, dat ek nie jok nie, aan hom kom toe die lof tot in ewigheid. So psalms. Die tema vir vanoggend, soos psalms, swem stroom op.
Ek het so 'n paar goedjies oor die Psalm gesê, maar een wat vir my ook nog uitstaan, is dat die Psalm die vermoë het om in twee tipes waters te kan leef. Hulle broei uit in vars water. Dis merkwaardig. Maar dan gaan leef hulle en word groot en kry hulle smaak en hulle omega-olies en hulle kleur en hierdie aangrypende storie van hulle migrasie teen hierdie strome op, kry hulle in soutwater. Met ander woorde, dis 'n vis wat in soutwater leef. Nou hier het ek dit neergeskryf op my notas. Dit is tot om en by 3000 kilometer wat hulle stroom opswem. Kan jy dink hoeveel energie vra dit en tegnieke en hoeveel keer word jy afgespoel en teruggetrek en afgetrek, maar hulle dring deur. En hier in die kante staan die beere en hulle vreet en die visarende en die ander roofvoëls kom en vang hulle. En hierdie visies vertel vir ons hierdie storie van hom net nooit op te gee nie. Net nooit op te gee nie, want ons gaan terug na ons wortels toe. Daar waar die Here vir ons lewe gee. Dis daar waar ons meer word. En dan dink ek ook aan ons as mense wat in twee waters leef. Die water van die kerk, die water waar ons geroep is om gelowiges te wees, en die moeilike water, die soutwater, die water van die wêreld, die wêreld wat wag. Iewerste in daai soutwater wêreld wag iemand vir 'n gelowige om lewendig te word. Mense wag vir ons. Ons moet dit nooit vergeet nie. Pinkster is iets wat voortspruit uit Handelinge, toe Jesus opgevaar het na die hemel en vir sy kerk sy gees gestuur het om sy getuienis te wees, stroom op hierdie wêreld in. Beslis nie maklik nie. En ons voorouers het volhard. Hulle het volhard sonder kerke, sonder geboue, sonder baie geleerde leraars. Hulle het volhard veral met omgee. Die Engelse woord compassion. Hulle het volhard met omgee. Hulle het nie die wêreld verander met tegnologie en tegnieke en groot geleerdheid nie. Hulle was die psalms van die Nuwe Testament wat so sterk geglo het in hulle geboorte, in hulle hergeboorte van Jesus Christus, dat hulle bereid was om hierdie strome op te swem. Vriende, toe ek hierdie verstommende verhaal hoor van die psalms, en ek het onmiddellik gedink aan ons, kon ek ook nie help om te dink dat daar nie net twee soorte waters is, die soutwater en die varswater nie, maar dat daar ook so iets is, soos twee tipes water, of twee verskillende dieptes water, en dit is die vlakwater, en dit is die diepsee. En daarom volgende Sondag gaan ons dit opvolg met Jona en die diepvis. As ons wil groot word, as ons wil smaak afgee, as ons wil volhard stroom op soos psalms, sal ons moet diepsee toe, vriende. En nou is dit so, dat baie visse baljaar in die vlakwater. Vlakwater is lekker. As ons strand toe gaan, dan sien ons hoe mense in die vlakwater baljaar. Hier in die vlakwater, lawaai mense. Dit lyk wonderlik, dit genereer geld. Daar is sambrele, daar is roomys. Daar is koelte. Daar is alles. Maar daar is nie die groei van die diepsee nie.
Dis heerlik, vriende, vir ook 'n kerk en sy mense om in die vlakwater te bly. Hierdie psalms bly nie in die vlakwater nie. Hulle sterf in die vlakwater nadat hulle geboorte verkondig het. Nadat hulle skepping verkondig het. Nadat hulle nuwe lewe ingebring het in daai rivier. Dan offer hulle self en hulle sterf in die vlakwater. Maar dan doen hulle die 3000 kilometer terug na die diep see waar die goeie kos is, waar visse se lywe spiere kry en hulle vinnig groot en sterk word om stroom op te swem. Dink net 'n bietjie aan die laaste paar jaar. Hoeveel mense het jy gesien wat vir hulle geloof stroom opswem? Wat volhard, en hoeveel mense het jy teëgekom as daar net 'n bietjie wind van voor af kom, dan sê ek weg. Dan vat ek die pad, dan hardloop ek weg, dan vlug ek weg, dan gaan kruip ek weg. Ek sê self sleg. En dis ongelukkig iets wat mens baie keer kry by die visse van die vlakwater, is visse wat kan lawaai. En is visse wat kan maklik verdwyn. Ons moet diepsee toe gaan. En dis Pinkster. En hoe kom ons in die diepsee? Is om hierdie hart oop te maak en te sê, Heilige Gees, kom in en begin my diep vat na die wil van die Vader. Waarom is ek hier? En waarom is kerk hier? En onthou hoe daai een kerkvader gesê, sonder die kerk kan God nie. En die kerk kan ook nie sonder God nie. God het nog steeds die kerk nodig. Hy het nog steeds bang en klein visies nodig. Die visies wat nog in die vlakwater skarrel en in die rotse gaan wegkruip wanneer hulle sien die Vader kom nader. Die Heilige Gees kom nader. 'n Opdrag kom nader. 'n Roeping kom nader. Het jy al gesien as jy in die vlakwater loop en die visies, hulle so soos blits is hulle weg. Maar God het nog steeds die bangste en die kleinste nodig. Hy gaan nie ophou nie, is ons wat so vinnig vergeet. Ons ontwikkel naderhand ook heeltemal 'n vlakwatervisie teologie. En dan dink ons net aan hierdie gemeente. En dit is goed, en ek is baie gelukkig in hierdie gemeente, maar dit is my opdrag om ook hierdie gemeente die gemeente van Jesus te maak. En daarom moet ons hierdie kursus wat ons doen donderdagaande en ons gaan hom uitbrei na die res van die gemeente. Julle gaan nog sien vreugdevol en pas. En dit is vir my so wonderlik om te sien dat die mense wat daar ook vasgebyt het, hoe hulle nou begin groei en hoe hulle innoverend begin dink en hoe ons al hoe meer na die diep water toe gaan. Ons sien al kans om amper strate toe te gaan. Iets wat ons gedink het ek nooit ooit sal doen nie, want die beere gaan my vreet daar buite. Ons is so bang vir die beere. En ek sien so uit om meer stories te hoor van mense wat met mense gaan praat het en 'n getuienis gebring het, daar in die markplein, daar in die soutwater, daar waar die haie is. Maar daar is die diepte. Mense wat met Christene, wie se harte oopgegaan is, gevul met die Heilige Gees in aanraking gekom het daar ook geboorte plaasgevind, begin die koninkryk van God te groei. Ek sien so uit daarna. Ek dink aan 'n ou soos Len Sweet wat gesê het, ek begeer 'n kerk, 3 goed, harte wat oop is vir die Heilige Gees, hande wat vuil is, en 'n aangesig wat so mooi en aantreklik is, dat mense sommer wil kom deel wees hiervan. Ek kan dalk nog meer uitbrei en bietjie praat oor die gesiggies van varswater vlakvisies teenoor die gesigte van diepvisse. Hoe lyk ons gesig? Hoe lyk ons verhaal? Is daar iets wat die Psalm vir ons wil leer? Is daar iets wat die Here vir my en jou hier in Pinkster
mee wil kom seën en toerus. Toe ek deur hierdie paar verse lees van Paulus, en onthou Paulus was op 'n stadium 'n vlakwatervis wat baie geraas het. Daar staan geskryf dat hy deelgeneem het aan die vervolging van Christene soos 'n besetene. En toe vat die Here hom diep water toe. En toe kom die weerstand van vooraf. Die Romeine wat nie die Christene 'n kans wil gee nie. Hulle het hulle doodgemaak. Op 'n stadium was hierdie disippels van Jesus ook vlakwatervisse. Dit was net vir hulle baie fantasties om vir 3 jaar te sien wat Jesus alles gedoen het, maar toe hy gekruisig is, het hulle weggehardloop. Maar toe Jesus uit die dood uit opstaan en hom weer gaan openbaar aan hierdie disippels, toe word hulle salms, diepseevisse wat stroom opswem. Hulle is almal doodgemaak. Stefanus was die eerste, ek gaan net nou met Stefanus se getuienis, sy stroom op getuienis, terwyl die klippe om hom reën, wat het hy gesê? So het die disippels ook stroom opgeswem, en Paulus het verander van 'n vlak visie na 'n diep vis, en hoor al die ontberings en die houe wat hy gevat het, maar nie opgehou nie. Hy gaan weghardloop vir 'n bietjie weerstand. Iemand wat ietsie gesê het. Of hierdie weerstand, wat is die weerstand vir ons vandag? Is dit 'n bietjie tyd? Ietsie wat jy moet opoffer, dalk 'n paar uur, een aand, wat? Maar dit word vir ons sulke groot watervalle, dat ons nooit dink ons kan daaroor gaan nie, maar as jy in die vlakwater gaan bly, gaan jy nie kan die weerstand hanteer nie. Jy gaan nie kan nie. Die verhaal van Paulus en die verhaal van die disippels is nie die enigste stroom op verhale nie. Kom ek vat julle terug na die skepping toe. Vandag nog steeds sal wetenskaplike erken dat lewe op hierdie planeet is 'n stroom op verhaal. Dis eintlik onmoontlik. Die onmoontlike het op hierdie aarde moontlik geword. Ek leer dit vir die belydennisklas, Sondag na Sondag. Dis die verstommende verhaal van lewe, terwyl rondom ons niks is nie. God laat goed gebeur, stroom op. Hoewel stroom af lieflik is, hoewel vlakwater heerlik is om in te baljaar, dit wat diep veranderinge bring, is die moeilike goed, soos die skepping, stroom op. Dat ons verlos is stroom op. Almal ons voorouers van die Nuwe Testament het geglo, daar gaan hierdie ridder op 'n wit perd kom met 'n swaard, wat die Romeine gaan oorlog maak en almal se koppe afkap, en dan is hulle verlos daarvan. Toe kom God en sit 'n babietjie in diere se kosbak, tussen strooi. As dit nie stroom op is nie, dan weet ek nie wat 'n stroom op is. Dit lyk vir my God is die God van stroom op dinge. Hy doen goed so anderste. En waar alle ander konings geveg het vir hulle trone en hulle krone en hulle miljoene, het hierdie koning Jesus hom laat kruisig vir elkeen van ons. Dis 'n stroom op verhaal. Uiteindelik, wanneer hierdie psalms stroom op vasgebyt het. Ek het 'n ander video inset, so julle kan gerus hierna gaan kyk. Het hulle in die pad van hierdie psalms 'n damwal gebou met pype waar die water so deurloop. Dat daai psalms binne in daai pype induik om ander kant deur te swem. 'n Ander videoklip wat ek gekyk het, het hulle 'n teerpad gebou, maar daar loop nog so 'n bietjie water bo die teerpad. Hulle gaan bo daai teerpad. Hulle hou net nie op nie. Stroom op kweek nie net sterk swemmers nie, maar ook kleer. Wanneer hierdie psalms uiteindelik in daai
vars water kom van hulle oorsprong, waar hulle uitgebroei het, 3 jaar tevore, dan word hulle sulke mooi visse. Rooi en wit. Daar kon julle dit sien op daai prentjie. Dan kom die kleur. Die smaak kom uit die diepsee. Die oefening en die energie wat opgebou moet word, die nodige kosse, die vette, kom uit die diepsee. En die kleur kom uit die vasbyt. Daar is soveel mooi. Hoe het Len Sweet gesê? 'n kerk met mooi harte, mooi gesinne. Ook die kleur van vuil hande is mooi vir die Here. Ons roeping om kerk te wees vandag, om Christen te wees, is ongelukkig om stroom op te swem. Maar nie sonder 'n draai in die diep waters nie. Dinge wat met my en jou gebeur, siekte wat oor ons pad kom, ander beproewings wat ons oor ons pad kom. Almal van ons gaan een of ander tyd 'n diepsee ervaring hê. Maar dit hoef nie net gekoppel te wees aan slegte goed wat met ons gebeur nie. Diepsee ervaring is wanneer jy jou hart oopmaak en sê, Here, meer van my vir U deur die week. Nie net 'n paar minute hier en 'n vinnige dankie sê gebed aan tafel nie, maar ek gaan dieper duik binne in die woord in. Ek gaan dieper duik binne in my stilte tyd in. Daar gaan ek leer om dieper te swem. Dieper verhouding met die Here. Maar ons moet eers 'n draai gaan maak, ons roeping moet 'n draai gaan maak in die diepsee. En volgende Sondag gaan ek praat oor Jona se roeping, wat 'n draai gemaak het, nie net in die diepsee nie, maar ook in die diepvis se maag. Is wonderlike goed wat gebeur wanneer dit oor ons pad kom. En Christendom is ook 'n offer. Soos Jesus homself geoffer het. En die Psalm, al is dit 'n mooi vis met mooi kleur, as hy klaar lewe aangegee het, dan gee hy sy lewe weg. En dis waar ons hierdie fantastiese kos vandaan kry, want die Psalm was nie skaam om homself op die offertafel te kom neerlê nie. Ons wêreld waarin ons moet stroom opswem. Dis die storie van die kerk, is die storie van die psalms. Ek en jy, dink ek, ken amper meer die weerstand van die wêreld. Die krag van die watervalle van die wêreld. Ek en jy is meer bewus van die beere en die arende wat ons wil vang en opvreet. Dalk is ons in die kloue van die beer en die arend. Ons weet nie eintlik heeltemal om daar uit te kom nie. Maar ons is partykeer meer besig met die kennis oor watervalle se weerstand en al die gevare en oorloë en die brandstofkrisisse en die diesel en die petrol en die stygende pryse en die moordstories en die nuus op die radio, en dis die goed waarmee ons besig is. En dan gaan ek strand toe, dan sien ek daar in die vlakwater, het mense ook die radio's aan. Dis lawaaiig, is lekker. Maar ek het nog nooit 'n psalm gehoor raas in die diep water nie. Ek het nog nooit 'n diepsee duiker gehoor raas, of wat hy sy radio saamvat na die diepsee toe nie. Dis soms in hierdie stilte waar die dinge gebeur. En in my stilte saam met die Here waar ek meer begin leer as die watervalle en die weerstand. Weet julle vriende wat 'n potensiaal is hier onder hierdie psalms? Elkeen van julle 'n potensiële vis. Julle is wonderlike mense wat op wonderlike plekke swem. Maar julle dalk gewoond geraak aan die vlakwater. En julle ken die storie van weerstand. En julle is bang daarvoor.
Die Heilige Gees kan ons help om dit te oorwin. Ek wil julle so 'n bietjie vertel van dat ek al hoe meer ervaar die wêreld nou lyk waarin ons as kerk moet stroom opswem. Die wêreld het deur 'n klomp fases gegaan en seker een van die grootste invloede die afgelope 100 jaar was die 4 verskillende soorte industriële revolusies. Die industriële revolusies het 'n geweldige impak gemaak op die verhouding van tyd wat ek offer om geld te kry sodat ek kan lewe. Dit het ons verswelg. Dit het op vele aspekte ook die kerk momentum gegee. Die nuwe revolusie wat nou gekom het, staan bekend as die digitale revolusie. Die invloed van die selfoon, die media en ook kunsmatige intelligensie. Wonderlike hulpmiddels. Maar as ons hierdie goed nie reg gaan beheer nie, gaan dit vir ons nog 'n waterval word wat ons nie gaan kan swem nie. Dit is heerlike vlakwaterprodukte hierdie. Want daar is niks wat 'n mens so gemaklik maak en so lui maak soos die druk van 'n knoppie en alles gebeur. Biblioteke gaan vir jou oop, prentjies gaan vir jou oop, lag en lekker pret gaan vir jou oop. Dit hou net eindeloos aan en aan en aan en aan en aan en aan. En daarom groei hierdie databasisse letterlik teen miljoene per dag. En ons is die gebruikers daarvan en ons word verbruik en ons offer ons geld, ons offer ons naweke, ons offer ons tyd. Ons offer so baie in hierdie media in. En voor ons oë uitvee, het 'n industriële revolusie of ook 'n ding soos die digitale revolusie 'n kultuur geword. En die kultuur van hierdie digitale revolusie staan bekend as die loskultuur. LOS. Ek moet los wees. Ek moet vry wees. Ek moet uitgelos word. Ek moet veral uitgelos word deur mense wat so van dink hulle het al die kennis en hulle is slimmer en hulle is beter. Dit is die los van gesag. Die los van hiërargie, selfs die los van geskiedenis. Dis ook die los van Christendom en kerk. Die digitale kultuur is besig om 'n nuwe geloof te ontwikkel wat bekend staan as tegnologiese geloof. En dis opwindend, terwyl die kerk en al hierdie dinge is verby. Sy raak leeftyd verloor. Ons sit nou al met 45% jong mense wat op skoolvlak erken dat hulle klaar is met kerk en met Christendom. Dit is die loskultuur. Liewe gemeente en kerk en ouers en jong mense en my belydenis klaskinders wat vanoggend in hierdie diens is en na my luister. Ons moet stroom op wees in hierdie kultuur. Want niks het verander nie. In Jesus se tyd en die nuwe kerk wat ontstaan het, toe hy sy gees uitgestort het, daai mense moes ook stroom opswem teen die Romeinse revolusie. Daar is mense lewendig verbrand. Daar is mense onderstebo gekruisig. Dit is waardeur ons voorouers in die kerk stroom op moes gaan om my en jou hier uit te bring. Moenie dink dit was maklik nie. Maar hierdie stroom op kultuur wat ons nou het, wat ons kan verswelg en dalk besig is om ons te verswelg, dit is eintlik baie maklik. Gebruik dit. Moenie dat dit jou gebruik nie, dan gaan dit 'n beer word en 'n arend wat jou opvreet. Moenie net nie in die vlakwater bly nie. Vat jou selfoon, vat jou kunsmatige intelligensie, maar vat dit diep see toe en begin dit vir die Here gebruik. Ons gebruik dit in hierdie kerk. Ek gebruik dit. Ek kry partykeer skaam, as naweek is ek lus het om niks te doen nie, en spandeer ek ook maar heeltemal te veel tyd daaraan.
Ons moet net waak daaroor, maar julle, niemand gaan ons doodmaak en op brandstapels sit nie. Maar mense moet ook ophou, en dit is die ander ding, hier in die vlakwater is daar baie klippies. En dit is vir my so dat hoe meer die vissies biljaar in die vlakwater, hoe meer is hulle geneig om klippies op te tel om te gooi. Ek is nie meer bang vir klippe nie. Maar ons kan ook maar ophou. En die wêreld daar buite, die weerstand, kan ook maar ophou om klippe te gooi. Die kerk is nie so sleg nie. En in die kerk behoort daar liefde en vergifnis en diepsee kos te wees. Baie beter as wat die wêreld bied. Gaan kyk na die geskiedenis van die kerk. Wat het ons gebou? Hoeveel konings is deur die kerk gesalf? Weet julle hoeveel skole is opgerig deur kerke? Kerke het skole geplant. Vandag word ons uit skole uitgeskop. Maar ek is bereid om stroom op te swem teen al hierdie uitdagings. En ek begeer 'n gemeente, wie se harte sterk is, gevul is met die Heilige Gees. Ek begeer 'n gemeente, wat kleur afgee. Al is dit die kleur van vyande, en soos Len Sweet gesê het, 'n vreugdevolle gesig. Kom. Kom. Kom en kom swem saam. Ek wil afsluit nou met 'n stroom op getuienis wat vasgebyt het tot die einde. Daar waar iemand sy lewe gegee het. Ek dink aan die mense wat onthou word hier op aarde. Staat twee soorte, net soos daar twee soorte visse is, vlakwatervisse, diepvisse. Iemand soos Hitler is seker die persoon waaroor die meeste in die geskiedenis nog geskryf is. Maar hy's 'n vlakwatervis. En dit waarvoor ons moet onthou, is die verlies van 80 miljoen mense se lewens. 'n Mens kan ook onthou word vir iets waarvoor jy nie eintlik ooit bedoel was om voor te lewe nie. Dis nie waarvoor jy gebore is nie. Die Psalm wys vir ons dat sy geboorte het te doen met lewe, om lewe terug te gee en my lewe te offer. En soos die Engelse dokumentêr sê, dit is die Psalm se life mission. Daar is nie 'n ander missie nie, as behalwe om lewe te maak en lewe te red, al gee ek myself om geëet te word. Dit is die missie van die Psalm. Hier in Handelinge 7 lees ons die eerste sterfte van Jesus se disipels. Sy naam was Stefanus. Hy het ook weggehardloop. Hy was ook een se disipeltjie van die vlakwatervisse. Toe gaan hy diepte toe en hoor hoe diep het hy gegaan. En hy het sy lewe gegee, maar hy het iets nagelaat. Mense word ook onthou vir die mooiste goed wat hulle gedoen het. Dalk nie so populêr soos Hitler nie, maar baie meer betekenisvol. Mense na wie ek kan opkyk en sê, ek wil dit nastrewe. Ek dink aan Moeder Teresa, ek dink aan soveel ander. Weet julle hoeveel van hierdie mense in die Rooms-Katolieke Kerk word eers as heiliges verklaar nadat hulle dood is, nie toe hulle geleef het nie. Dis veral na my en jou dood, waar ons getuienis dalk die beste gaan onthou word. Hier in Handelinge 7 lees ek van Stefanus se doodveroordeling en die laaste. Hierdie Romeinse ryk wou nie gehad het, dit was die weerstand van die kerk, nie. Hy het stroom opgeswem, maar hy het stroom opgebly tot die einde. Toe die lede van die Joodse raad het hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars, maar Stefanus, luister nou, hoe kry ons dit reg?
vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê. Nou moet julle weet, hy word gestenig. Die klippe reën om hom. Die vlakwatervisse het kwaad geword. Want die vlakwatervisse kan nie op 'n ander manier liefdevol en vol genade probleme uitsorteer nie. Hulle moet weerstand met klippe gooi. Gaan gooi nou 'n klip binne in daai waterval en hy gaan net weer afspoel tot onder toe. Dis die kuns van die psalm om te spring en aan te hou en aan te hou en aan te hou totdat hy uiteindelik die waterval oorwin het. Dis nie 'n kuns om 'n klip te gooi nie, maar ek het tog nooit gesien dat klipgooi enige iets opgebou het nie. Dit het nog net afgebreek. Hier word Stefanus met klippe gegooi, terwyl die klippe vlieg om hom en hom tref en hom breek, stukkie vir stukkie kneus. Maar hy was vol van die Heilige Gees, het hy opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. En toe het hulle nog harder geskree, visse van die vlakwater. Hulle het selfs hulle ore toegedruk. En soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en hom verder met klippe doodgegooi. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. En toe, terwyl die klippe op hom reën het, op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woorde het hy gesterwe en ek sê, Here, hierdie is 'n psalm. Hierdie is 'n psalm. Hierdie is iemand wat nie net ontvang het nie. Hierdie is iemand vol van die Heilige Gees wat vasgebyt het tot op die einde. En daarom is daar 'n paar paragrafies in die Bybel om vir Stefanus te onthou. Ek wil afsluit met 'n akroniem van swem. Pinkster 26 NG Suidkus. Die storie van die psalm. Die storie van 'n dominee wat probeer in sy roeping om 'n gemeente te kry dat ons in die diep waters gaan begin swem en dat ons die weerstand van die watervalle en die byt van die beere en die skerp kloue van die arende kan gaan trotseer. Dis die Heilige Gees nodig. Ons kan. En ek glo dis wat onthou gaan word. Nie die plafon, nie die ligversorging, die goed wat ons mooi gemaak het nie. Die Here sê nie ons moet dit nie doen nie. Dis wat onthou gaan word. Diepsee stories. Die storie van die psalm. Daarom nooi die Heilige Gees, kind van God, en ek glo ons is almal kinders van die Here, maar ons is net nie in dieselfde diepte water nie. Hy nooi ons om te swem waar die Heilige Gees ons lei. SWEM. En dit staan vir S staan vir stop. Stop. Stop die storie van die vlakwater. Dink jy nie dan moet iewerste 'n Here kom wat so vir jou geskape het en weet wat 'n potensiaal jy het om te sê, jy moet nog net uit die vlakwater uitkom, my boetie en my sussie, ek weet jy kan dieper swem, maar stop die pret en die lekker van die vlakwater vir 'n ruk. Stop dit. Swem dieper. Swem dieper.
Laat jou vervul met die Heilige Gees en ontdek iets wat jy nog jou hele lewe lank mis. Sonder ons wil die Here nie, en sonder die Here kan ek en jy nie. Waarvoor staan die W? S, stop die vlakwater. Die vlakwater geloof en die vlakwater bestaan. Stop hom, al is hy hoe lekker. Wees Jesus gefokus. Wees Jesus gefokus. Hoe gaan ons aanhou volhard teen die weerstand van die strome, die gevare van beere en roofvoëls, as ek Jesus gefokus is? As ek myself gefokus is? As ek 'n taak gefokus is? As ek net fondsinsameling dalk gefokus is en ek Jesus gefokus nie, gaan ek opgee. Vandag, weghardloop. Skarrel onder die klippe in. Wegkruip in die koelte. Totdat die groot gevaar van Jesus se roeping verdwyn het. As paljaar ek weer lekker. Sit my sonsambreel op. Sit my musiek aan. Wees Jesus gefokus. Waarvoor staan die E van swem? Eensgesindheid. Hoe hierdie psalms eensgesind opswem en aanhou en saam by die geboortewater aankom, saam broei en saam sterf. Eensgesindheid is die mooiste gesig wat die kerk kan hê. Maar weet julle wat's verskriklik belangrik? Ons dink altyd aan eensgesindheid as tussen my en iemand anders te hier in die gemeente en iemand wat so bietjie sterker as ek is en so bietjie gladder met die mond, bietjie iets anders te en ek moet leer om eensgesind te wees en verdraagsaam te wees. Wie wat ek wil hê jy moet begin eensgesind raak in jou geloof. Hoeveel van ons vlakwatervissies is nie eensgesind met die woord van die Here nie eensgesind met sy wil en sy roeping nie eensgesind met die Vader se hart nie eensgesind met die Heilige Gees nie. Ons is meermale in ons eie persoonlike lewe in tweespalt met die kerk en tweespalt met God. Dis waar ons eensgesindheid moet uitbroei, hier binne in ons. Die weerstand is baie keer jouself, die watervalle wat jou wegspoel, is wanneer jy nie gefokus is op Jesus nie. En ons mis die vrugte van die vreugde, dit bring vir my by die M van swem, met die vrugte van die vreugde. Ek kan nog 'n ander woord daarby sit, mik vir die vrugte van die vreugde. Die vreugde, die vrugte. Hoekom moet ons partykeer net watervalle voel? Hoekom moet ons partykeer net klippe voel val rondom ons? Liewe land, die Vader en die Gees se vrugte is ook vrugte van vreugde. Dit moet heerlik wees om hier te wees. En elkeen van julle is 'n psalm wat in die produksie van vrugte en vreugde moet inkoop. En hoe jy dit doen is, maak jou hart oop vir die Heilige Gees. Here, hier is ons vanoggend, en hier is 'n dominee wat vir sy gemeente bid. En so bid hy ook vir ons en vir die kerk. En Here, U weet meermale in my studeerkamer hoe ek wens ek kan 'n towerstaf hê. En die droom van Len Sweet en myself van so 'n mooi kerk met so 'n mooi gesiggie laat waar word in 'n oogwink. My psalm leer my, dis 'n storie van op reis te wees. Dis 'n storie van weerstand. Dis 'n storie wat ook 'n draai maak in die vlakwater, maar ook in die diepwater, en dan weet ek baie beter as 'n towerstafie is om saam te reis met die Heilige Gees. En daar waar U opdaag, vind bekering plaas. En Here, nou bid ek vir die kerk, en ek bid vir myself, en ek bid vir die gemeente,
vir 'n bekering. Van die vlakwater na die diepwater. En van die diepwater, watervalle op, stroom op, getuienis. Soos Paulus, Stefanus en ander. Mag ons vreugdevol in pas kom met die roeping waarvoor U ons geroep het. En uitsien na die vrugte wat nog moet kom. Seën hierdie Pinksterreeks en elke potensiële salmvis in hierdie gemeente, in hierdie water. Amen.